Hallo julle, ek is PC en baie welkom by die goeie boek week nommer 4. Die tema vir hierdie week is geloof is nie veilig nie. Joh, en hoe waar is dit nie in ons lewens nie? Ons begin by Genesis 12 kyk na die lewe van Abraham. Nou as jy praat van swaar gewigte in die Bybel, moet ek vir jou sê Abraham is een van hulle. Die lewe van Abraham het die totale menslike geskiedenis en die rigting van die mens onherroepelik kom verander. Toe God in Genesis 12 die storie van Abraham begin vertel en in verhouding met Abraham begin tree, het alles verander. Ons weet dat dit het uitgeloop op 'n enorme geloofstoets, een van baie in Abraham se lewe. Maar die eerste in Genesis 12 was gewees toe God vir hom gesê het, kom en trek na 'n land toe wat ek vir jou sal wys. Nou julle, Abraham het gebly in die stad Ur van die Galdeërs. Die stad Ur was 'n metropool gewees. Dit was een van die bekendste en grootste stede in die antieke wêreld gewees. Dit was 'n handelsstad. Dit was waar enigiemand wou gebly het as hy iets was. En hier kom sê die Here vir Abraham, ek het 'n ander plan met jou. Daarom sê ons geloof is nie veilig nie. Hy weet nie waartoe hy moet trek nie, maar hy moet vir sy hele gesin sê, kom ons gaan. Weet nie van jou nie, maar die paar keer wat ek al vir my vrou moes gesê het, dat ek voel ons word miskien geroep na 'n ander plek of 'n ander land toe, het ek tweede gekom in daai geveg. Maar ons weet, as jy Abraham se hele lewe eintlik in een woord moet opsom, dan word dit opgesom in die woord geloof. Abraham leer vir ons wat dit beteken om op die Here te vertrou. Dink byvoorbeeld net die res van Abraham se verhaal, van waar hy en Sara die belofte gekry het van 'n groot nageslag, en waar hulle nie swanger geraak het nie, en waar hulle op 'n hoë ouderdom 'n seun wel deur die Here ontvang het. Abraham het aangehou glo, die woord waarmee sy lewe opgesom kan word, geloof, dat God vir hom sal voorsien. Het is baie interessant dat in dieselfde roepingsverhaal van Genesis 12, waar God vir Abraham sê, kom en trek, sê in vers 7 tot 9 vir hom, hy verskyn eintlik aan hom, en dan bevestig hy Abraham se roeping. En hy sê vir Abraham, ek gaan jou tot groot nasie maak, en ek gaan jou tot seën maak vir die hele wêreld. Daar is biljoene mense wat vandag, soos ek en jy hier sit, nog steeds glo, dat hulle afstammelinge van Abraham is. 'n nageslag so groot soos die sterre in die hemel en die sand van die see. Dit was aan Abraham beloof. Wat leer ons uit Abraham se storie? Wat beteken dit vir jou en my vandag? Dit is vir my blymoedigend en verblydend dat God sien groot geloof raak. God beloon selfs groot geloof. Ek moet dit met jou deel. In Hebreërs 11 vers 6, dan staan daai presiese woorde in die Bybel, as daar oor al die geloofshelde van die Bybel gepraat word. Dit sê, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om vir God tevrede te stel. As jy wel glo in God, dan is jy besig om hom te behaag. My gebed vir jou in hierdie 4de week, is dat jy sal beleef wat dit beteken om te vertrou, dat dit wat die Here sê hy sal doen in jou lewe, wel sal kom doen. Deur al die geloofstoetse wat Abraham ons deurgevat het en wat ons uit sy lewe uit kan leer, is dit vir my verblydend om te weet dat ek op die Here wel kan vertrou. Dat as die Here vir my sê hy sal vir my sorg, dat ek hom kan glo dat hy vir my sal sorg. As die Here vir my in sy woord beloof dat ek jou nooit in die steek sal laat nie en dat ek jou nooit sal verlaat nie, dan kan ek hom glo dat dit wel so wees. As die Here vir my wil kom sê dat hy my uit die donkerste gat uit kan kom optel en my op 'n nuwe pad kan sit van oorwinning, vrede en vreugde, dan kan ek hom daarmee vertrou. Ek weet die Here is besig om te werk in jou lewe soos hy besig is om te werk in my lewe. En deur hierdie reis waar ons deur woord en gees verdiep word, wil ek jou bemoedig dat om uit Abraham se storie te put en die res van sy storie te gaan lees in die komende week, sal vir jou ook groot geloofstappe laat plaasvind in jou lewe. Mag dit jou ook verdiep
in jou vertroue in die Here. En mag jy besef dat die beloftes wat God maak, elke liewe keer waar geword het. Ten spyte van die feit dat Abraham nie kon sien waantoe die Here hom gaan vat, of wat die uitkoms gaan wees wat die Here met hierdie situasie het nie, het God elke keer kom voorsien, self tot op sy ou dag. Mag dit so wees vir jou en my ook in hierdie tyd.